Goeiedag en welkom by Woordspieël. Vandag is ons by Genesis hoofstuk 22 en die tema vandag is God toets. Genesis 22 vers 1 sê die volgende: Na 'n tyd wou God Abraham toets. Abraham roep God: Hier is ek, antwoord Abraham. Hierdie hoofstuk is so vol, hierdie hoofstuk 22 van Genesis, so vol openbarings van God se offer van Jesus. God gee hier 'n leidraad van wat hy reeds voor die grondlegging van die aarde in Jesus gedoen het, maar wat nog in ons tyd eers ongeveer 2000 jaar hierna sou manifesteer. Maar hierdie eerste vers is wat by my vassteek. Waarom wou God vir Abraham toets? Daar moes 'n rede agter dit gewees het. Het kon nie wees dat God iets van Abraham probeer uitvind het nie, want God het Abraham geken, hy ken vir Abraham. Dit moes wees dat God iets in Abraham wou skuif, dat Abraham iets sou leer deur hierdie toets. En dis dit nie maar wat baie keer gebeur wanneer ons toetse skryf nie, is eintlik leer ons iets van onsself. As ek die storie lees, dan lyk dit asof God weer Abraham se fokus weg van Isak af wou skuif terug na hom toe. Miskien het Abraham te veel op Isak begin fokus. God het nooit beplan dat Abraham vir Isak sou offer nie. Maar hierdie was 'n toets om Abraham te skuif. As Abraham sou nee sê, sou God verder met Abraham moes werk om sy fokus te skuif, om sy hart te skuif. In hierdie geval slaag Abraham die toets en dit word 'n oomblik van lewe in Abraham se lewe. Dit word 'n oomblik van geloof waar sy fokus geskuif word na God toe en waar Abraham geseën word deur God. God is Abraham se bron en Abraham besef en bevestig dit net weer hierso opnuut. As daar toetse in my lewe plaasvind, dan is dit nie omdat God moedswillig is nie. Dit is omdat God die nood sien om iets belangriks in my lewe te skuif of aan my te openbaar. Dit mag wees dat ek my vertroue dalk te veel op myself en op my eie vermoëns plaas. Dit mag wees dat ek te veel op my geld staat maak. Dit mag wees dat ek my vrou en my kinders is vir my te belangrik. God wil my fokus terugskuif na hom toe, want hy weet, as hy nie die belangrikste in my lewe is nie, as ek nie sy koninkryk eers te soek en sy geregtigheid nie, gaan die ander goed skade ly en skade bring. Dan sal, as hy die middelpunt is, sal die ander goed ook op die regte plekke wees en sal dit alles reg trek. En dan sal ek seën beleef soos wat God wil hê. So die vraag is, vertrou ek God en sal ek God gehoorsaam? Kom ons bid saam. Vader, ek vertrou U. U is goed. Ek sal U gehoorsaam. Skuif asseblief die goed in my lewe wat nie reg is en nie in lyn is nie. Toets my as dit nodig is, Here, sodat ek kan leer wat regtig belangrik is. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, geniet hierdie video, deel dit met iemand anders, subscribe, like, tot 'n volgende keer.